Goeiedag almal, Steve Hollander hierso van Mikra Bediening. En ons gaan so 'n bietjie saam Bybelstudie doen. Ons begin vandag 'n studie waar ons basies deur die eerste 5 boeke gaan werk van die Bybel en dan ook die profete gedeelte, soos wat die Heilige Gees ons lei, en dan ook in die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond ook, gaan ons skrifte aanhaal soos wat dit van toepassing is. Nou is hy. Nou ja, kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie dat ons u woord kan vat en ter harte kan neem, want u woord gaan nooit verbygaan nie. Hemel en aarde sal verbygaan, maar u woorde sal nooit verbygaan nie. Dankie dat u woord, die woorde wat u tot ons spreek, is gees en lewe. En soos wat ons u woord bestudeer, ontvang ons u gees en u lewe, en ek bid dit vir elkeen, Vader, want u verander nie. En u woord is vandag, gister tot in ewigheid dieselfde. En ons dankie daarvoor, Vader, dat u nou ons oë open sodat ons kan sien die wonders uit u woord uit. Dankie dat u ons verstand geopen het om die skrifte te kan verstaan, u heilige skrifte. Ek seën ook nou die voorlesing van hierdie heilige skrifte in die naam, bo elke naam, in die naam van Jesus Christus. Dankie dat u ons ore geopen het. Ons kies om nie wederstrewig te wees nie, of om agteruit te wyk nie. Ja, Vader, want ons hou vas aan die belofte, dat soos wat ons u woord eet, en u woord in ons u woord deel maak van ons gees, siel en liggaam, so word u woord vreugde en vrolikheid vir ons hart. En dis my gebed vir elkeen daar wat luister, Vader. Maak nie saak waar hulle is in hierdie wêreld of op hierdie aarde nie. Dankie, Vader, dat u woord sê dat wanneer ons u woord, u Heilige Gees, u woord op ons harttafels neerskryf, dat ons nie sal doodgaan van die honger, want daar kom 'n honger na u woord. En daarom maak ons absoluut, ons is so afhanklik van u. Ja, Vader, want ons doel is om te loop en te wandel soos wat u, Here Jesus, geloop het. Want dit verheerlik, dit bring heerlikheid aan ons Vader, in Jesus Christus. Amen. Nou die eerste skrifgedeelte wat ons nou gaan behandel, is in die begin. Nou in Hebreëus sal ons sê Bereshit. Wat basies in die begin, het beteken basies maar aan die begin. Ons begin lees by Genesis 1 vers 1. En ons gaan agterkom vandag ook dat ons dien die God wat die einde van die begin af vir ons verkondig. So in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en was môre die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. En God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat bo die uitspansel is geskei van die waters wat onder die uitspansel is, en dit was so. Nou hierdie woord uitspansel is rakia, dit beteken soos 'n uitgeslaande plaat, soos wat hulle die goud plat slaan. Jy weet, daai uitgeslaande, dis solied, dis hard. Nou kom ons gaan verder. En God het die uitspansel hemel genoem, want ons glo sy troon is in die hemel. En dit was aand en dit was môre die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring
grasspruitjies plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle saad is op die aarde en dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel. Hierdie hard uitgeslaande plaat van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as teken sowel as vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde, en dit was so. En God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. Nou ja, ons weet die groot lig is die son, klein lig is die maan. Ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen lig en duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape, en al die lewenswesens wat beweeg waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewenswesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte, en dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en oor die voëls van die hemel, en oor die vee wat oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het Adam, die mens, geskape. Na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar al die diere wat op die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel, en dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed, en dit was aand en dit was môre die 6de dag. Genesis 2. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Nou die 7de dag noem ons ook die Shabbat. En gaan kyk 'n bietjie in die woordeboek. Wat is Shabbat? Wat beteken dit? Nou vers 5. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike om die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgesprei nie, want die Here God het nog nie laat
reën op die aarde en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien, en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop waar die goud is en die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. Die naam van die tweede rivier is Gihon en dit is hy wat om die hele land kus loop. Die naam van die derde rivier is Hiddekel en dit is hy wat oos van Aser loop. En die vierde rivier is die Frat of die Efrat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Let wel, julle sien daarso nie net bewerk nie, maar ook te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Hier kom die instruksie, né? Maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed vir die mens, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak, wat by hom pas, 'n helpmeet, né? En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld, en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring, om te sien hoe hy hulle sou noem. So, net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees, hulle natuur, hulle karakter. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en in die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens, na Adam. En toe die mens, sê die mens, dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het geen skaam. Hulle is nie geskaam nie, né? Hulle het hulle nie geskaam. Nou Genesis 3. Hier is waar die val van die mens, van die mensdom kom. Maar die slang, nou die slang is, julle weet, die vyand, die duiwel, die draak, hy het baie name, Satan, Lucifer. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin? So die duiwel, wanneer hy na jou toe kom, gaan hy gaan sê, is dit so? So hy bevraagteken altyd God se woord. Hy wil altyd hê jy moet begin twyfel, het jy nou reg gehoor? OK. En hy bevraagteken altyd God se instruksies, God se gebooie, God se wet. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Sien julle hier dat sy byvoeg? Daar staan nêrens God het gesê, hulle mag nie dit daaraan raak nie. Hy het wel gesê, mag jy daarvan eet nie, maar hy het nie gesê, mag nie daaraan raak nie. Sien julle nou, wanneer jy by God se woord byvoeg,
en dan gaan die vyand jou vastrek en hy gaan vir jou kan uithaal. Want as jy byvoeg of wegneem uit God se woord, gaan jy as 'n leienaar kan uitgewys word. Baie belangrik. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. So sy het ook nie eers die instruksie reg gegee nie, want as jy gaan kyk, dis van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is. Maar God het nie gesê jy mag nie eet van die boom wat in die middel. Hy het gesê jy mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. So sy het nie spesifiek geweet wat 'n boom eers nie. Sy het net geweet dis een in die middel. Maar daar was twee in die middel, dis die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. So, baie interessant. Maar nou gaan die Satan aan. God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. So die duiwel kom altyd met die leuen, jy gaan soos God wees. Ongelukkig glo baie mense dat hulle wel God is. En dat hulle self kan aanbid. Baie mense aanbid hulle self vandag, ongelukkig. En God het ons gemaak in sy beeld. So ons het sy natuur, ons het God se, ons kan soos God se karakter, jy weet daai. So dit was baie misleidend hierdie van die vyand. Maar kom ons gaan aan. Ons kyk na vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. So vir daai woord lus. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy het geneem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het gegee. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir mekaar vir hulle skorte gemaak. En toe het hulle het toe die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens, na Adam, en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het die geruis gehoor in die tuin en het gevrees, want ek is naak." Ek het die geruis gehoor, so en ek het gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. Die Here antwoord hom: "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" En die mens antwoord: "Die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het gegee." So hier is waar die ontstaan van daai eerste siekte was, blamitis en excuseitis, want ons blameer mekaar eerder. Dit is maklik om 'n ander ou te blameer as om self verantwoordelikheid te vat vir jou eie sonde. So, daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" Die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Toe sê die Here God aan die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Sien jy hierso dat daar is die vyand of die Satan, die slang het saad. Die mens het saad, maar die Satan het ook saad, hy het 'n nageslag. En hier is die eerste profesie of profetiese woord wat wys dat Jesus kom, hy, God, gaan mens word en hy gaan jou kop vermorsel. So hy sy eerste belofte hierso aan die Satan, dat die Messias gaan kom en hy gaan jou kop vermorsel. Jy gaan hom in die hakskeen byt, dis waar hy mos aan die kruis hang. En aan die vrou het hy gesê: "Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou
heers. Dit is baie interessant dat die straf het te doen met swangerskap, as gevolg van dat hulle die vrugte geëet het. Mense laat jou wonder nou, hoekom is hy die straf nou, jy weet, met die swangerskap en smart, kindersbaar en baie pyn, en so aan. Interessant. Skakel my as jy gerus bietjie meer inligting wil hê hieroor. Kan ons bietjie gesels. Vers 17, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aan jou lewe en ook sal jy dit vir jou dorings en dussels voorbring. Sien, hier spreek God dorings en dussels as gevolg van die mens se sonde en toe kom die dorings en die dussels vir die eerste keer op. En jy sal die plante van die veld eet en die sweet van die aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde want daaruit is jy geneem want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Interessant, Eva word genoem die moeder van alles wat lewe, maar nie Adam nie. Interessant. Vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou klere of rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. En as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe eet en lewe in ewigheid. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waar hy te geniet is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin laat woon met die swaard van wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bepaal. Baie interessant dat jy weet, dis net vir my baie interessant, dit is God se genade dat want as die mens nou in daai gevalle status van, jy weet, die boom van die lewe geëet het, was ons vir ewig dien en verloor. So is genade dat hy ons uit die tuin uitgedryf het ons voorvaders. Nou kom ons gaan verder, Genesis 4. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer gebaar en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Sien jy daar sou staan na verloop van tyd. Hy eers gekyk of hy genoeg het. En maar as ons verder lees staan hier so en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee. So daar is die sleutel. Abel het sy eerstgeborenes genoem. Want toe het hy nog nie eers sekerheid dat daar gaan weer nog wees nie so. Altyd ons eerste bring in ons beste. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Sien jy dat van die begin af was dit ons offers en goed word genade aangesien. Ons word gered deur genade. Interessant. Maar Kain het en sy offer is nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie vereffering as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Nou, kan jy sien, van die begin af is dit, jy word vergeld na jou dade. En is reg deur die Bybel, tot in Openbaring. So dat in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgejaag. Weet nie, is dit die Here ook. Maar dit wil vir my voorkom asof die Here van die begin af wil jy ons moet soos herders wees vir ons broer. Hy kyk. En hy sê toe, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarom sê Kain vir die Here, my skuld is te groot vir my om te dra.
kyk, jy verdryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir die aangesig. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enigiemand Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat elkeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken. Sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. Vir Henog is Irad gebore en vir Irad was die vader van Mahalalel en Mahalalel was die vader van Matusalel en Matusalel die vader van Lamech en Lamech het vir hom 2 vroue geneem. So hier sien ons die eerste ou wat vir homself 2 vroue geneem het waar dit opgeteken is. Nou, ek glo van die begin af was dit Vader se wil dat dit net 1 man, 1 vrou en ja, hier kan jy sien, maar hierdie ou was natuurlik in 'n bloedlyn van baie geweld en welles en allerlei goed. So natuurlik, as iemand vol welles is, gaan 1 vrou nie vir hom genoeg wees nie. Hy gaan net nog en nog en nog wil hê. So, die naam van sy eerste vrou was Ada en die naam van die tweede is Silla. Nou Ada het Jabal gebaar en hy was die vader van die tentbewoners en die veebore en die naam van sy broer was Jabal en hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. En Silla het ook gebaar naam Tubal-Kain, 'n smid wat allerlei koper en ysterinstrumente gemaak het en die suster van Tubal-Kain was Nahema. En Lamech het aan sy vrou gesê, Ada en Silla, hoor my stem, vroue van Lamech, luister na my woord, voorwaar ek slaan 'n man dood, wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. So, hier erken hierdie Lamech uit dat hy sommer 2 doodgemaak het. En Adam het sy vrou weer beken en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want want het sy gesê God het 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. En toe het hulle die naam van die Here begin. Nou die naam van die Here dis nie Here nie. In Hebreëus is dit 4 letters. Jod, hy, wa, hy. Nou, party mense spreek dit uit Yahweh of Jehovah of Jehovah. Hang maar af hoe hulle dit wil sê, maar dit is sy naam. So hulle het sy naam begin aanroep. Nou hierso is ons nou by Genesis 5. Nou Genesis 5 klink na, as jy nou die Bybel lees, klink dit vir jou na een van daardie hoofstukke wat jy net wil skiep, jy weet, vorentoe gaan en die hele hoofstuk oorslaan. Maar doen jouself 'n guns en kyk net 'n bietjie na die name. Nou in daai hoofstuk word die stamboom van Adam die eerste 10 generasies vir ons uiteengesit en hoe oud hulle was en alles. Nou Adam was die eerste geslag. Die tweede generasie was Set, derde een Enos, vierde een Kenan, die 5de een Mahalalel, 6de een Jared, 7de een Henog, soos wat in die Nuwe Testament daai disipel verwys het na Henog is die 7de van Adam. So Henog, die 7de. Dan Methuselah, die 8ste een, 9de een Lamech en die 10de generasie was Noag. Nou, dis baie interessant. Onthou wat ek vir julle gesê het? Ek dink is in Jesaja 46 vers 9 en 10, waar hy praat wat God sê hy is die God wat die einde van die begin af verkondig. Dit is baie interessant. Want vat daai name en skryf hulle soos wat jy daar sien het, ons hulle nou so gelys op hierdie chart. Nou daar kan jy sien, is interessant hoekom hulle die ouderdomme gegee het en hoe lank hulle nog daarna geleef het. Nou kan jy sien dat byvoorbeeld jy weet Noag
het vir Adam net gemis, wat hy nie hom kon sien nie. Maar Noag se pa het nog, Noag se pa Lamech kon nog 9 generasies terug, 8 generasies terug, ja, tot by Adam, die eerste generasie, hy kon die oudste, of die eerste man gaan ontmoet het, sy oupa grootjie. So, dit is baie interessant, en dan is dit die vloed wat kom. So, hierso wys dit vir ons ook, dis hoe hulle dit uitgewerk het, min of meer dat die aarde is omtrent 6000 jaar oud van die terug na die skeping. Maar kom net terug na daai 10 name. Nou kom ons sit hulle name, maar dit moet in die volgorde wees wat hulle in die Bybel is. Dan skryf jy dit neer en jy skryf die betekenis en dan vorm dit nogal 'n boodskap. Kom ons kyk. Adam beteken mankind of die mensdom. Set is appointed. Enos means mortal. Kenan means sorrow. Malalel means the blessed God. Jared, sy naam beteken, dis die Hebreëse naam wat beteken shall come down. Enoch, preaching of teaching. Methuselah, sy naam beteken his death shall be. En Lamech beteken the despairing or the hopeless. En Noach beteken rest and comfort. Nou, dis interessant. Lees hom nou, dan klink dit vir jou ook soos die goeie nuus, die gospel. Mankind is appointed to mortal sorrow, but the blessed God shall come down preaching or teaching, and his death shall bring the despairing, the hopeless, rest and comfort. Wow. Dit kan 'n mens nie opmaak nie. Dit wys net vir my weer dat God se woord so geïnspireer is deur die Heilige Gees. Nou kom ons gaan aan. Ek hoop dit het jou gebless soos wat dit my gebless het. Genesis 6. Nou toe die mens op die aarde, die mense, die mensdom op die aarde begin vermeerder, is daar vir hulle dogters gebore. Toe die mense dit vir dogters kry, sien die seuns van God. Nou die seuns van God is die engele. Dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Nou daai 120 jaar is, ek glo dit is die jubeljare, 120 jubeljare. Nou jubeljaar is presies 50 jaar. So 120 maal 50 is 6000 jaar. Dit is interessant. Dat is nou 2030 gaan dit presies 6000 jaar wees vandat die mensdom geval het totdat jy weet terug na die skeping toe. Dit is interessant. En presies 2000 jaar terug het Jesus Christus gekom. So dit is baie interessant. Ek noem dit maar net. Nou kom ons gaan aan. En in die dae was daar reëse op die aarde. Nou daai woord reëse is in die film. En ook dan toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het, die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid, nou hier is vandag se opskrif in die koerante. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd weer net sleg was. Het die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Nou wat het ons koning Jesus gesê? Net voor hy kom, gaan dit wees soos in die dae van Noag. En ek dink ons is daar. En die Here sê, ek sal die mense wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mense sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat in die oë van die Here. So hierdie wys my net weer dat dit is net deur genade wat ons gered is. Nou gaan ons na die profete gedeelte toe. Jesaja 14 vers 12. En ons lees 'n bietjie en hier gaan dit oor die Lucifer, die Satan. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe het jy teen die aarde, is jy teen die aarde neergewerp, neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil bo die hoogtes van die wolke my gelykstel met die Allerhoogste.
En dit is nog die duiwelse plan aan die pad, van die begin af. Ja, in die doderyk sal hy neergewerp word, in die diepte van die kuil, in die put, né? Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het, die aarde soos 'n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het, en al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis. Maar jy is neergewerp, ver van jou graf dek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdal uit na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood. Die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie. So daar is nageslag van die duiwel. Maak 'n slagbank gereed vir sy seuns, né? Sien julle dit ook? Belangrik dat mense hierdie verstaan. Om die ongeregtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde besit nie, en die bodem van die wêreld vol stede maak. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Here van die heerskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, die kroos, die nageslag. Amen, mag die Here dit doen, en dit gaan gebeur. So, Jesaja 42 vers 5, so sê God die Here, wat die hemel uitgespan het saam met wat daar uit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gegee het en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u, en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig vir die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker, die gevangenes uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. Ek is die Here, dit is my naam, en my eer gee ek aan geen ander, of my lof aan die gesneede beelde. Kyk, die vorige dinge het gekom, die nuwe dinge verkondig ek, voordat hulle uitspreek, laat ek julle dit hoor. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van ewig die einde van die aarde af, né? Julle wat op die see vaart en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar Kedar woon. Laat die rotsbewoners jubel op die top van die berge af, en die eilande verkondig. Die Here sal uittrek soos 'n held. Hy sal die ywer opwek soos 'n krygsman, man of war. Aanhef, ja, uitskree teen sy vyande, om as held openbaar. Halleluja. Ek het baie lank geswyg, my stil gehou, my bedwing. Ek sal uitskreeu soos een wat baar, hard asemhaal, hyg tegelykertyd, né? Ek sal berge en heuwels woes maak en hulle plante laat verdroog. Ek sal riviere en eilande tot eilande maak en waterplasse laat opdroog. En ek sal blindes lei op die weg wat hulle nie ken, en hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal agtige plekke gelyk is. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat. Maar die wat op gesneede beelde vir ons gode, die sal agteruitwerk en diep beskaam staan. Hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Wie is blind? Ja, buiten my knegt en doof soos my boodskapper wat ek gestuur het. Wie is blind soos die vertroude vriend en blind soos die knegt van die Here? Julle het baie dinge gesien, maar daar is geen ag opgegee. Die ore oopgehad, maar julle hoor nie, né? Jy hoor nie. Dit het die Here behaag ter wille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot te maak en heerlik te maak. En tog is dit 'n beroofde en geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse, wanneer dat iemand hulle sê gee terug. Iemand sê gee terug. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk dit op? Hoor dit ook vir die toekoms? Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel aan bewoners? En is dit nie die Here teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy weë nie wandel nie. En hierdie is baie duidelik. Sien dit vandag oral in die kerk. Hulle wou nie in sy weë wandel nie en het nie na sy wet, hulle het na sy wet nie geluister.
Daarom het hy hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog. En dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Okay, nou gaan ons na die Nuwe Verbond toe, Nuwe Testament. Ons lees daar Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14. En die woord God het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Romeine 1 vers 20 tot 25. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik en gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle eie oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgegee het dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van 'n beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Romeine 8, vers 21. In die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting vir die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Ons sien uit daarna. Kom, Here Jesus. Gees en die bruid sê, kom, Here Jesus. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort, want julle is duur gekoop, verheerlik dan God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape, in Christus Jesus. Yeshua, ons Messias. In hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, en sienlik en onsienlik, trone sowel as heerskappye en owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hebreërs 1 vers 2, want God, wat God as erfgod, die Vader het Jesus Christus, Yeshua, ons Messias, as erfgenaam van alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hebreërs 11 vers 3. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het deur uit sienlike dinge nie. 2 Petrus 3 vers 7 tot 9. Maar die teenwoordige hemele en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Baie belangrik. Interessant. Vir God is 1000 jaar soos een dag. En jy weet, een dag soos 1000 jaar. En dis waarin hulle hierdie gekom het, Petrus en Moses. Moses het ook al gepraat. In die psalms daaroor gepraat ook van, jy weet, soos 1000 jaar is vir hom soos een dag. Maar om terug te kom na Adam, wat het God vir hom gesê? Dieselfde dag wat jy hierdie vrug eet, sal jy sterwe. Hoe oud het hy geword? Net 930 jaar. Interessant. So hy het nie eens 'n dag oud geword in God se boek nie. So hy dieselfde dag nog het hy gesterf. Wow.
God se woord is so getrou. Judas 1 vers 24 sê hy, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit en krag en mag tot nou tot in alle ewigheid. Amen. Openbaring 20 vers 1 tot 3. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is en daarna moet hy 'n kort tydjie omdink. Maar hierdie is baie belangrik dat ons sal vashou aan hierdie belofte. Een van die dae kom ons koning Jesus vir daai 1000 jaar vredesryk. Ons saam met hom gaan heers as konings en priesters. En hy gaan die vyand vasbind. Halleluja, wat 'n dag gaan dit wees. Openbaring 21 vers 5 sluit ons mee af. En hy wat op die troon is het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf hierdie woorde, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ja, Vader, ons wil vir U dankie sê vir die kosbare woord. Ons wil vir U al die eer gee. Seën elkeen wat hierdie skrifgedeeltes saam met ons deurlees en saam met ons Bybelstudie doen. Tot 'n volgende keer. In die naam van Jesus Christus. Alle eer aan ons ewige Vader, Jesus Christus, Yeshua ons Messia. Baie seën en liefde en vrede vir julle. Shalom, shalom.